Goeiemôre van my kant af, is lekker om julle almal hier te kan sien. En ja, ons is baie opgewonde op dit wat die Here besig is om te doen. Nou ons het laasweek begin met 'n nuwe reeks wat ons noem Kompas. Nou ek weet die nuwe manier hoe dit werk op die fone is GPS. En dit is baie dieselfde konsep. As ek GPS is net as jy hom kyk op jou foon of jy kyk hom op jou kar se skerm, dan wys hy vir jou die pad. Jy weet, waar 'n kompas en GPS werk op dieselfde beginsel, dan moet 'n vaste punt wees waarvandaan jy werk. So hy meet jou vanaf waar jy staan. So die vraag in hierdie hele reeks is, met uitdagende tye in ons lewens, wat is jou vaste punt? Wat is die goed wat jou ankers is? En dit bepaal dan jou koers. Maar die rede hoekom ons die woord kompas gekies het en nie GPS nie, is ek onthou, toe ek nog in die weermag was, ek kon nooit 'n kompas verstaan nie, laat ek net eerstens dit sê, tot vandag toe. Ek weet nie hoe werk daai ding nie, daai wielietjie wat so draai maak my mal. Maar anyway, ek kan een ding onthou, hulle laai jou in die nag ergens in 'n bos af. Dan gee hulle vir jou koördinate. Nou die ouens wat weet hoe dit werk, weet jy moet stil staan en dan het hulle so in die ronde gedraai, kan ook net altyd onthou tot hulle die koördinaat gekry het. Daar's nie 'n pad nie. Daar's niks, en dan begin hulle met daai koördinate te loop, tot hulle uitkom by die plek waar ons moet wees. En dis amper hoe die lewe werk. Want die lewe en die uitdagings wat die lewe na jou toe gooi, in storms en uitdagende tye en verlies en druk wat jy mag beleef en emosionele uitdagings wat jy mag beleef in hierdie lewe, dis soos die lewe werk. Baie keer is daar nie 'n pad nie. Maar die vraag is, wat is jou vaste punt? En waarna beweeg jy dan? En ek dink een van die voorbeelde en een van dit waarna ons wil juist kyk, uit hierdie jaar werk ons deur 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, is ons kan gaan leer by Paulus om te sien uitdagende tye, hoe het hy dit hanteer en wat was sy vaste punt? Nou is baie interessant as jy 1 Korintiërs en 2 Korintiërs gaan lees. 1 Korintiërs kom Paulus en dan vertel hy hoe goed die gemeente is en hy vertel al hierdie wonderlike dinge. Dan sê hy vir hulle, maar ergens het julle van koers afgegaan. Hy sê, en dan eindig hy die boek so in 1 Korintiërs 12, dan sê hy, maar ek wil vir julle 'n uitnemender weg wys. Met ander woorde, ek wil vir julle 'n beter koers wys. Ek wil vir julle 'n koers wys waarin julle moet inslaan. En dis wat ons in hierdie reeks wil doen, en deur te sê, deur al die verliese van die lewens waardeur ons gaan, deur al die storms, die teleurstellings, die finansiële druk waardeur jy kan wees, die onsekerhede, verhoudingsissues waardeur jy mag gaan, krisisse, verliese, alles. Wat is jou vaste koers en waarheen beweeg jy dan deur die onsekerheid? Want 'n uitdaging is altyd onseker. Daar's nie 'n pad nie. Hy's altyd vaag, hy's altyd grys, hy's altyd dis soos mis waarin jy beweeg. Wat is dan jou uitnemender weg? Wat is dan die koers waarin jy inslaan? Nou soos ek gesê het, as jy hierdie brief gaan lees, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, dan kom jy agter dat in 2 Korintiërs het Paulus baie swaar gekry. Iets het gebeur tussen 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, en ek weet nie wat dit is nie. Hy gee nie vir ons duidelikheid nie, maar hy verduidelik wel vir ons wat is die uitkomste. Dis soos wanneer, jy weet, ek ook daaraan dink ek, dis soos 'n ou, het jy al mense afgelaai, ek het een keer 'n ou afgelaai by iemand se huis, nou staan ek vir hom buite en wag in die kar. En die ou wat uit die kar uit geklim het, vreugde in die hart, heel alright, gaan in die huis en daar gebeur iets in daai huis. En na so 0:30 toe hy uitkom, dis soos 'n ander mens. Die swaarmoedigheid, die gewig. Toe hy in die kar klim, ek sê vir myself, hier is nie dieselfde ou wat hier uitgegaan het, wat hier ingekom het. Dis amper iets soos dit. Is amper iets soos, jy weet, ek weet nie of jy al gesien het nie, die van julle wat na reunies toe gaan. Dis mos elke 10 jaar. Jy gaan na 'n reunie toe, jy sien hierdie ou. As jy 10 jaar terug later verbykom, jy sien dieselfde ou. Dink jy, wat het met jou gebeur? Iemand het jou raak gery ergens. Maar iets het met jou gebeur. Maar die lewe het vir jou verseker gevat. Dis iets van dit in 1 Korintiërs en 2 Korintiërs.
Nou is interessant dat Paulus begin 1 Korintiërs so, en daaroor het ons laasweek gepraat, en net dit vasgemaak en gesê, wat was Paulus se vaste punt? En hy begin die boek so by 1 Korintiërs 1 vers 3, hy sê, kom ek leer julle hierdie ding, geseënd of lofwaardig. Ons het vandag gesing, toe Arne hier gesing het, Here, ek sal u loof in die prys, in al my moeilikheid, ek vertrou u vir 'n wonderwerk. Paulus sê amper dieselfde, geseënd, die ander vertalings gebruik die woord lofwaardig, is die God, die Vader van alle ontferminge. Die ander woord wat hy gebruik is barmhartigheid. Die Engelse vertaling gebruik die woord mercy. Hy sê, so hy maak vas, wie is die God? Onthou in daai tyd was daar baie gode. Daar was meer gode as vandag. So hy moes hierdie God kwalifiseer. Hy moet sê, wie is sy God? Hy sê, hierdie God is die Vader, hy sê, die Vader van alle ontferminge, die God van alle vertroosting, comfort. Maar onthou, hy sê, jy leer hierdie God van ontferminge, hierdie Vader van ontferminge, en hierdie God van alle vertroosting, jy leer hom ken, hoe? Jesus Christus was mos die een wat vir ons kom wys het, hy is die vingerafdruk, hy het vir ons kom wys hoe lyk die Vader, laasweek daarna gekyk, so jy kyk na Christus, dan sien jy wat beteken ontferminge, jy kyk na Christus, hoe hy geleef het op aarde, wat hy gedoen het, hoe hy omgegee het vir mense, hy was die God van alle vertroosting. Onthou ons het laasweek gesê, vertroosting beteken, dis die woord paraklesis, dit beteken die Heilige Gees, dit beteken soos om by iemand in te hak en saam met hom die pad te loop. So die vaste punt wat Paulus gehad het, die vertrekpunt wat sy kompas, wat sy koers in die lewe bepaal het, met al sy uitdagings. Daai een wat die koers bepaal, die vertrekpunt daarvan, hy het dit vasgemaak. Dis 'n God van alle mercy, dis 'n Vader van vertroosting, dis iemand wat by jou inhak en saam met jou die pad loop. En kom ek lees net vir jou, ek het laasweek so vinnig vergeet om by die eerste dienste te lees, kom ek lees net vir jou, wat se uitdagings het Paulus gehad? Onthou net gou een ding, die Jode het geglo, as jy in die wil van God is, gaan dit met jou lewe goed. Hulle het geglo, as swaar kry en uitdagings jou lewe tref, dan het jy iets verkeerd teen God gedoen en God straf jou. Paulus kom in sy hele verweer en sy skryf, en hy sê, dis nie die waarheid nie. Hy sê, want ek is in die wil van God, en kyk hoeveel uitdagings het ek. Hy sê, dit is vir die wêreld 'n dwaasheid. Hulle kan dit nie verklaar nie. En kan ek vandag vir jou sê, jy gaan soms in mistigheid van jou lewe verkeer, en jy gaan dit nie kan verklaar nie, jy gaan nie kan sê hoekom nie. Maar kom ek lees net vir jou, in die wil van God, Paulus, in die wil van God. Luister gou hier. Hy sê die volgende in 2 Korintiërs 11, bietjie verder. Hy sê 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na, 39 houe op sy rug met 'n sweep. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig, klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei op die see sonder kos. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broers, in arbeid en moeite, in slapelose nagte, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die emosionele druk, die sorg vir al die gemeentes. So Paulus skryf en dan sê hy, luister, kom ek vertel jou, ek het baie uitdagings gehad. Ga jy nou vir jou lees hoe swaar het hy gekry? Hy sê, maak het koers gehou. My uitdaging is dat ek vind dat meeste Christene, wanneer daar moeilike omstandighede gebeur, hardloop hulle weg van God af.
Hulle hardloop weg van die gemeente af. Hoekom sal jy in moeilike tye weg van God af hardloop? Hoekom doen hy dit aan my? God het my nie lief nie. God gee my nie om nie. Dan hoor jy nog die getuienisse van hoe God ander mense help. Dan dink jy, Here, maar sien U my nie raak nie. En hier's wat ons in hierdie reeks vir jou wil sê, maak seker nou, waar jy hier sit. Wat is jou vaste punt? Wat is jou vertrekpunt? Dis die goed waarin jy nie moet twyfel nie. Jy moet weet, God is 'n God van ontferminge. God is 'n God van alle barmhartigheid. God is 'n God van comfort. Hy's die een wat by jou inhak en saam met jou. Dis jou vaste vertrekpunt. Hy's die Christus. Hy's die gesalfde koning. Hy sal my nooit begewe. Hy sal my nooit verlaat nie. Hy is by my. Hy is met my. Hy is vir my. Hy is in my. Ek moet dit seker maak. Dan kan die misma daar wees. Maar dan vat ek die lewe van vooraf en ek hanteer die uitdagings van die lewe. Nou kyk wat skryf Paulus. 1 Korintiërs. Hy skryf vers 8. Hoor hoe praat hy oor die goed. Dis nou nadat hy vers 3 begin het, wat ek nou net vir jou gelees het. Hy sê ons leer God die Vader ken in Christus, die Vader van ontferming, die God van alle vertroosting is my vaste punt. Dan sê hy vers 8. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met die verdrukking wat oor ons in Asië gekom het. Dis Asië, hierdie gedeelte, dis daai vandagse terme, daai westelike Turkye. Hy sê dat ons dit bo ons krag uitermatig swaar gehad het, sodat ons self aan die lewe gewanhoop het. Hy het so swaar gekry, hy het gedink hy gaan dit nie maak nie. Nou skryf hy een kommentaar, hoor wat sê die een kommentaar oor daai gedeelte. Hy sê, it is bad enough to hear a magistrate declare that you are sentenced to death. As iemand oor jou die doodsvonnis uitspreek. Hy sê, it is far worse when a voice deep inside yourself tells you that you might as well give up and die. So hierdie kommentaar skryf, hy sê, dis baie erger, as jy hier binne 'n stil stemmetjie beleef wat vir jou sê, gee op. That is the point Paul had reached, the point where the night had become totally dark and all hope of dawn had disappeared. En dis wat hy skryf. So Paulus verstaan. Hierdie ou verstaan. En dan skryf hy vers 9, ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Hy maak sy vaste punt vas. Sy vertrekpunt. Wat is die vertrekpunt? Die God wat mense uit die dode kan opwek. Hy is by jou. Hy hak by jou in. Hy is die een wat alles nuut maak. Hy loop saam met jou op pad. Hy sê, wat ons verlos het uit groot doodsgevare en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos. Hoor nou wat skryf hy? Terwyl julle ook vir ons saamwerk deur gebed. As jy weghardloop van God, moenie weghardloop nie, hardloop na hom toe, maar ook gemeente, familie op 'n missie. Hardloop, sê vir die familie, hey, ek het uitdagings, hey, iets het in die huis gebeur, hey, ek gaan deur moeilike tye, want hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Hy skryf vir, hy sê, hier is hoe ek die uitdagings van die lewe hanteer het. Ek het na die gemeente toe gehardloop. Ek was nie onbekend met my uitdagings nie. Ek het vir hulle vertel, ek kry swaar. Ek het na 'n groep mense toe. Hulle het saam met my begin bid.
Hoekom dink julle het ons 'n gebedsspan in die gemeente? Elke keer sê ons dit, tydens die worship, hier in die oggende sê ons, kom na gebed toe, gee jou naam op vir gebed. Benny hulle in hulle groep, hulle bid saam 24 ure 'n dag, bid hulle, mense wat oral bid, want dis saam, dit gee vir jou krag, dit versterk jou, jy weet, jy's ingehaak, jy deel jou issues met mense. Wat doen baie mense? Nou nie julle nie, ek ken sulke mense. Wat doen baie mense as hulle deur 'n moeilikheid gaan? Hulle gaan sit in 'n hoekie vereensaam is. Hulle onttrek. Dis die gevaarlikste ding wat jy kan doen. Paulus sê, moenie onttrek nie. Paulus sê, kom ek leer jou. Ek hardloop na my gemeente toe. Ek is nie skaam oor my issues nie. Ek vertel hulle van my uitdagings. Ek vertel hulle, ek kan nie meer nie. Ek het gedink hier binne het 'n stem uitgeroep en gesê, dis die beste. Jy's besig om dood te gaan, dis beter om dood te gaan as om te lewe. Ek het vir my broers dit gesê. Tot hulle saam met my gebid. Ek hou daarvan hoe die Engelse vertaling dit skryf. Ek dink ek het vir jou hierdie stukkie in Engels ook, ek dink so. Hoor sê die Engelse vertaling het. Hy sê die oorsprong, dis 'n vertaling wat ek gebruik wat hom direk uit die Grieks uit vertaal. Hy sê, the load we had to carry was far too heavy for us. Hy gewigte, die beentjies knak. It got to the point where we gave up on life itself. Yes, deep inside ourselves, we received the death sentence. This was to stop us relying on ourselves, but to make us rely on the God who raises the dead. So in jou moeilikheid het God die vermoë om daai omstandighede te gebruik. Hy bring dit nie oor jou nie, maar hy gebruik omstandighede om ons te leer, vertrou op my. Ek is die goeie Vader, ek is die goeie herder, sit jou vertroue in my. Ek is die God van alle ontferminge, van barmhartighede. Ek is die God wat by jou inhak, comfort. Ek hak by jou in, ek loop saam met jou die pad. Ek is die God van alle vertroosting. Dis my vaste punt. Dit bepaal my koers. Dis my vertrekpunt. Hoor hoe sê hy vers 10. He rescue us from such a great and deadly peril, and he'll do it again. We have placed our hope in him that he'll do it again. But you must cooperate with us, die gemeente, through prayer for us, so that when God gives us the gift, answering the prayer of so many, all the more will give thanks because of what has happened to us. So wat ek leer uit Paulus se lewe. Paulus was eerlik oor sy, as ek dit kan noem, wanhoop. Hy was eerlik daaroor. Dit is belangrik dat ons vir 'n oomblik net hier stil staan. Hy was nie oneerlik nie. Geloof beteken jy moet, baie mense dink, geloof beteken jy moet altyd sterk wees. Geloof beteken nie jy moet altyd sterk wees nie. Geloof beteken jy moet eerlik wees. En ek kan na my broers toe gaan. Want Paulus sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Baie mense dink, soos ek gesê het, as ek alles reg doen, behoort God my mos nou te beskerm. Paulus het alles reg gedoen. Maar kyk al sy uitdagings wat hy gehad het. Baie mense dink, as ek bang is, want jy word bang, jy verleef verwerping, jy word bang, dan het ek nie genoeg geloof nie. Dis snert. Ons is bang. Ek het hierdie week by mense in die hospitaal gestaan, wat besig is om dood te gaan, hulle is bang. Jy is bang. Jy is bang vir die onsekerheid. Dit beteken nie hulle is swak in geloof nie. Beteken nie ek vertrou minder op God nie. Paulus was bang. Maar hy het gesê, kom ek oortuig jou van my vaste punt. Hier's wat ek weet. Die God
wat mense uit die dood uit opgewek het. Hy is by my. Hy is by my. Jy weet, wanhoop maak soms my oë oop, hoe ek meer op God kan vertrou. Ek het al baie uitdagings in my lewe gehad. Ek was al op plekke waar ek die stoel neergesit het en vir God gesê het, denkbeeldig, Here, sit jy daar, kom ek vertel jou van my moeilikheid, want ek dink nie jy sien dit raak nie, jy is al te besig in Amerika. Jy is nie bewus van my moeilikheid. Ek was al op 'n plek waar ek my ID uitgehaal en sê, Here, ek wil hom net vir jou wys, dat hulle net neerskryf daarbo, ek is hier, want ek suffer. Waar is jy? Hoor jy my? Jy help al hierdie manne in die Bybel, maar ek suffer. Hey, ek werk vir jou, ek gee my lewe vir jou. Maar wanhoop deur die jare het my geleer, vertrou op die God wat die dooies opwek. Jy sien, ek het deur die jare het ons geleer, dat God se kernkarakter is die Vader van ontferming, die God van alle vertroosting. Ek kan op hom staat maak. So ek wil vandag na jou toe kom en sê, wat is jou koers? Wees my interessant, in die Bybel het ek gaan lees bietjie in die Bybel, ou Petrus, op 'n dag toe verwerp die disippels, Jesus vertel, hy doen 'n wonderwerk, direk na die wonderwerk, hy gee vir mense kos, direk na die wonderwerk wat gebeur het, vertel hy vir hulle van hoe sy nuwe koningskap is. Nou loop hy 'n klomp mense verwerp hom en hulle loop weg vir hom. En hy draai na sy disippels toe en hy sê, wil julle nie ook maar loop nie? En nou Petrus, jy moet daai skrifte wys, boet. Ou Petrus praat so mooi met hom daar in Johannes. En hy sê vir hom, Here, waar sal ons gaan? Skrifte, hallo, daar agter, kom boet. Nee, ander een, daar is hy. Hy sê, wil julle nie ook maar gaan nie? Kyk wat sê Petrus vir hom, hy sê, Here, nou weet hoe sal ons gaan? Dan kyk wat sê hy, U het die woorde van die ewige lewe. En onthou jy, laasweek het ek vir jou gesê, wat is ewige lewe? Ewige era. Die ewige era, skryf Johannes, is dat ons hom kan ken. Die God wat die dooies opwek. Ons kan hom ken. Dis die ewige lewe, dis nie 'n plek nie. Die ewige lewe is die ewige nuus, die ewige era is dat jy vir altyd by God kan wees en dat jy God kan ken. En God ken jou. Johannes aan die einde van sy lewe, wat skryf hy volgende teks, Johannes 15? Wat skryf hy? Hy sê, kom ek leer julle wat het ek geleer. Volgende skrif, kom. Hy sê, bly in my soos ek in julle. Dis wat ek geleer het. Vaste vertrekpunt, bly in my. Petrus, wil julle ook jou loop nie, Here, na wie toe sal ons gaan? In U is daar lewe. Paulus hardloop weg. Nee, ek hardloop nie weg nie. U is die Vader van alle barmhartigheid. Hy sê, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat is jou vaste punt? Kom maak ons oë toe. Wat is jou vaste punt? En ek vertrou die Here dat saam met die Heilige Gees wat by jou inhaak, dat daar ietsie diep binne, daar's baie stemme hier binne in mense se lewens. Party roep ook uit soos Paulus wat sê, Jesus, die doodsvonnis was al oor ons, dit voel of ons op die einde van ons lewe gekom het. Maar hier's wat ek die Here saam met jou wil vertrou. Dat die Heilige Gees jou sal oortuig dat Christus, die een wat die dooies opgewek het, wat uit die dood uit opgestaan het, hy is die een wat in jou woon. En sy karaktertrek is ontferming, barmhartigheid
Hy hak by jou in. En hy loop saam met jou die pad. My vaste vertrekpunt is Christus. Ek twyfel nie of hy by my is. Dit voel dalk nie altyd so nie, maar soos ek altyd vir julle sê, ons dien nie God deur gevoel nie, ons dien God deur geloof. Dit voel nie altyd of hy, maar daar is 'n wete, 'n sekerheid, 'n vastigheid, dat hy's by my, hy's in my. En my onsekerheid, en my benoudheid, maak ek aan my broers bekend, sodat hulle saam met my kan bid, en my kan dra in gebede. Ek hardloop na my broers toe, ek hardloop na God toe, ek hardloop na die gemeente toe, want daar is comfort, daar is ondersteuning. Ek wil net vanoggend, kan nie anders te neem, maak net julle oë toe. Ek wil net vra, as daar iemand is, wat dalk hier sit en sê, Jaco, hierdie God waarvan jy praat, Christus, die manier hoe jy hom beskryf, ek ken hom nie, ek wil hom leer ken, ek wil my lewe aan hom gee. Miskien het jy nog nooit op die plek gekom waar jy jou lewe aan hom gegee het nie, dan wil ek net nou vir jou geleentheid gee. Hoe ons dit in Doxa Deo doen is, jy steek net jou hand op daar waar jy sit, en ek bid vir jou net daar waar jy sit. Ek gaan jou nie uitroep nie, ek gaan niks doen nie, ek gaan net vir jou daar bid. As jy klaar is, gee jou naam op, en dan kan ons saam met jou op pad begin loop as jy wil. Was dit dalk so iemand, terwyl elke oog net toe is, en net vanaf jou hand wil opsteek en laat sak, en sê, hey, bid saam met my, bid saam met my, bid saam met my, ek wil my lewe aan so 'n koning gee. Nog enige iemand? Enige iemand? Nou wil ek vir ons almal bid. Hemelse Vader, ek kom vandag en ek bid vir ons almal. Here, ons almal is soms bang. Ons almal is soms onseker. Maar dankie dat U nie daardeur geïntimideer word nie. Ek dankie daardeur, ja, ons is nie meer lief vir U nie, en wat is nou moeilikheid? Nee, U verstaan, U begrip. Dankie dat ons vandag oortuig is van een ding, Jesus Christus, die gesalfde koning. Hy het daai vaderlike karakter van ontferming, barmhartigheid. Hy het daai vaderlike karakter van, kom ek hak by jou in, kom ek loop saam met jou die pad, ek is by jou, in jou, vir jou. Dankie daarvoor. Dankie dat dit ons vaste vertrekpunt is, die koning wat die dooies opwek. Hy ken my